Vriende, baie welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Daar sommer waar jy jouself bevind, hoop ek jy ervaar die rustigheid en die teenwoordigheid van God ons Vader. Dit is 'n eer om in so 'n manier op verskillende platforms die Here se woord te kan verkondig. Sommer net daar waar jy jouself bevind, kom ons raak vir 'n oomblik stil, so voor die Here. Ons almagtige God en lewende Heer, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons weer eens op so 'n ander manier u woord kan verkondig. Op so 'n ander manier u woord hoor. Here, daar waar ons onsself bevind, hier in die oomblik, wees by ons, dat ons harte ontvanklik sal raak, ons koppe stil sal raak, en die geraas van die wêreld vir 'n oomblik sal breek, sodat ons kan hoor wat u vandag vir ons wil sê. Amen. Vriende, so kom ons en ons besef dat dit 'n voorreg is om nog steeds daagliks in die woord van die Here te kan wandel. Daar waar jy jouself bevind, nie net vasgevang in die vier mure van die kerk nie, maar in die teenwoordigheid van 'n geskape wêreld wat die Here gemaak het. Kan ek jou groet in die naam van God ons Vader, die opgestaande Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, ons sit hierdie Sondag met die nagmaal, hier so na Pinksterfees. En ons teks waaruit ons vandag lees is uit Lukas 19 uit, waar dit handel oor Jesus en Saggeus. En vriende, net so te noem, Saggeus was 'n hooftollenaar gewees. Hy was, soos wat ons nou in moderne tye sal ken, iemand wat by SARS gewerk het. Ja, hy het ook nou sy eie tolle ook en so gehad. Maar hy het belasting ingevorder. Ons moet onthou in die tydperk waar hierdie gedeelte afspeel, is toe die Romeinse owerhede aan bewind was. En Saggeus was aangestel gewees om belasting te werf by die mede-Jode. En so het hierdie Jode vir Saggeus, sy eie mense, het hierdie Jode gesê, maar weet jy, hierdie kan nie ons mens wees nie, want hy doen ons in, hy werk vir die vyand. En so het hierdie gemeenskap vir Saggeus eintlik uitgesluit. Gesê, jy is nie deel van ons nie, want kyk wat doen jy aan ons mense. En met daardie in gedagte, kom ons lees hierdie volgende teksvers saam. Lukas 19 vers 1 tot 10 lees as volg. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar 'n verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Tot sover lees ons vandag. Vriende, ons bevind onsself hierso in 'n drempeltydperk. Nie net tussen 2 weke nie, maar tussen 'n oomblik van die gewone en die heilige. Ons het die geleentheid om hierdie Sondag nagmaal te vier. Iets wat vir my en jou 'n storie vertel van die genade wat gestort is en gegee is van God ons Vader. En nagmaal is nie net 'n ritueel nie, en nagmaal is nie net 'n pouse wat ons hier in ons kerklike jaar ervaar nie. Die nagmaal is die uitnodiging na die tafel toe wat sê, kom staan bietjie stil. Kom luister en kom onthou. Dit is hier waar die nagmaaltafels vir my en jou uitnooi
om ons eie plek hierso aan Christus se tafel in te neem, om teenwoordig te wees en om saam met die liggaam van Christus, saam met ons mede-Christene, vriende en familie, saam aan hierdie tafel te kan sit. En vriende, ons lees vandag hierdie stukkie van Saggeus. En dit wys vir ons eintlik bietjie uit van wie is God? Wie is hierdie Here wat ons van lees? Ons sien hierdie gedeelte van Saggeus. Saggeus was 'n suksesvolle man gewees. Hy was verskriklik ryk gewees. Uiterlik was hy volop gewees. Uiterlik was hy ryk gewees. Uiterlik vertoon hy as suksesvol. Maar innerlik was hy leeg gewees. Dit is juist hoekom Saggeus hier na die boom toe hardloop. Dalk uit nuuskierigheid uit, dalk uit bewondering uit. Maar Saggeus was ongewenst gewees in sy omgewing. Sy mense wou hom nie gehaat het dat hy moet deel vorm van hierdie skare nie. Hulle het hom uitgesluit. Hulle het gesê jy behoort nie hierso nie. En daarom klim Saggeus in die boom toe hy hoor Christus is op pad. En hy kyk vir Christus, want hy wil iets van die heiligheid van Jesus ervaar. En daar sit Saggeus so gedistansieerd, hier hoog in die boom, weg van almal af, en hy loer op 'n afstand vir Christus. En hier draai Christus om, en hy sê, Saggeus, kom gou af, vandag wil ek by jou tuis wees. En dit is vir die mense vreemd, want sjoe, hoe kan hy wat Christus is, by hom wil tuis gaan? Hoe is dit moontlik? Hy doen ons in. Christus het nie gewag vir Saggeus om te verander nie. Hy het hom daar en dan geroep om onmiddellik af te kom. Hy sê vir hom, Saggeus, kom af. Hy het nie gevra, hy Saggeus, wil jy afkom nie? Saggeus, kom af. En vriende, Christus wag nie vir die verandering nie. Christus bring die verandering. Dit is nie iets wat jy belydenis moet gaan doen en gaan sê, ek koop in nie. Nee, maar dis Christus se liefde wat jou roep. Sy liefde wat jou roep tot verandering. Sy liefde wat jou uitnooi na hierdie tafel toe. En dit is juist dit wat hierdie storie vir ons vertel. Jesus bring nie net die heiligheid in die kerke nie. Jesus bring nie net die heiligheid in die tempels nie. Maar Jesus bring ook hierdie heiligheid oralste, vir almal. Hy nooi ons uit. Hy nooi vir Saggeus uit, hierdie ongewenste uitgedrukte mens. Iemand wat nie deel vorm van die gemeenskap nie, as gevolg van die gemeenskap wat hom uitgesluit het. Vriende, ek sit en dink altyd so aan ons nagmaalsformulier, waar dit vroeër jare gestaan het, dat die nagmaalstafel is nie vir sondaars nie. En hulle het later daai formulier gaan verander, want die nagmaaltafel is juis vir ons sondaars. Ongelukkig is dit vroeër dat, in vroeër jare het die kerk mense verhoed om aan Christus se genadetafel te sit, hierdie nagmaalstafel. Die kerk het dit so laat voorkom, dat dit iets is wat jy moet verdien. Die nagmaal is iets wat jy moet verdien, was die vroeë denkwyse gewees. As jy 'n kind is, as jy 'n vrou is, as jy 'n man is, as jy enige sonde het, mag jy nie aan hierdie tafel sit nie. Maar hier kom Christus, en hy wys vir ons die teenoorgestelde. Die tafel is nie iets wat jy verdien nie. Die tafel is iets wat jy as geskenk gekry het, as gevolg van sy genade. En vriende, dalk voel jy so Saggeus vandag. Dalk voel jy ook, ek hoort nie aan hierdie tafel nie. Ek is te frustreerd, ek is te kwaai. Ek hoort nie daar nie, ek behoort nie aan hierdie groep van heiliges nie. Ek moet eers verander. Maar vriende, Christus bring die verandering. Jesus sê, ek wil by jou tuis gaan. Ek wil hê jy moet saam met my aan hierdie tafel sit. En dit is hier waar ons weer dan terugkyk na die doop toe. Waar die doop sê, maar ek het jou op jou naam geroep. As gevolg van die doop, as gevolg van die verbond wat ek met jou gesluit het, behoort jy aan my tafel.
En daar is niks maar niks nie. Daar is 10.000 redes wat jy kan gee. Maar my enigste rede wat ek vir jou wil gee is, jy is my kind. En deur my genade mag jy aan hierdie tafel sit. En deur die doop moet jy gasvry ook wees om ander te nooi om saam met ons, saam met Christus aan hierdie tafel te kan sit. Want vriende, net soos wat die kerk vroeë jare was, is ons ook so. Ons het mense weggehou van die tafel van Christus af. Daar is mense wat ons self weggehou het van hierdie tafel af. Maar Christus sê, kom sit aan hierdie tafel, want jy is welkom. Jy is welkom as gevolg van my genade. En dit is die vraag wat ons nou vandag vra. Wie nooi jy tafel toe? Nooi jy vriende, familie, bekendes? Of nooi jy ook iemand wat voel dat dit nie 'n plek aan hierdie tafel nie? Nooi jy ook mense wat anders as jy dink en lyk? Maar vriende, wie sit aan jou tafel? Wie sit saam met jou aan Christus se tafel? Want vir daardie mense kan jy Christus wees en Christus sigbaar maak sonder om Christus self te wees. Om te sê die oop tafel by die stoel is 'n uitnodiging dat jy saam kan vorm van hierdie liggaam van Christus. Dit is 'n uitnodiging dat jy saam kan wees en sê, maar die Here se genade het jou vrygekoop. En dan word die tafel nie gesien as 'n beloning nie, maar die tafel word gesien as 'n genadige geskenk. Iets wat ons nooit verdien nie, maar wat deur genade vir ons gegee is. Ons is ook so Saggeus in Christus se oë. Christus wag nie tot jy reg is nie. Hy wag nie tot jy verander nie. Hy sê kom, want ek bring die verandering. En aan hierdie tafel wil ek saam met jou tuis gaan. Wil ek saam met jou sit en hierdie fees vier. Want aan hierdie tafel wat ons aan gaan sit vir nagmaal, fluister die wyn en die brood deur my gebreekte liggaam en die bloed wat gevloei het. Is daar genade. En die wyn en die brood fluister, jy is vergewe. Jy is geliefd. Jy is welkom. En jy behoort. Amen. Liewe Heer, hier kom ons vandag by mekaar. En ons lees die verhaal van Saggeus en soms voel ons ook so Saggeus dat ons u heiligheid van 'n afstand af moet ervaar. Dat ons nie deel kan vorm van die gemeenskap van heiliges nie, Here. Dat ons eintlik nie deel vorm van die liggaam van Christus nie. En Here, soos wat ons voel, is daar 10.000 redes dat ons eintlik nie behoort nie. Maar u sê, kom sit aan my tafel, want my genade het jou vrygekoop. My genade is genoeg, en daarom mag jy aan hierdie tafel sit, want ek nooi jou. Vat my hand en vat my uitnodiging, en kom nader, en kom vier saam met ons hierdie feesviering. Here, wees so met ons in hierdie tye, dat ons 'n lig kan wees vir die wêreld. Dat ons 'n lig kan wees en iets van u liefde vir almal wys. Help ons, Here, dat ons 'n oop stoel aan ons tafel sal hê, om mense te nooi, om saam aan hierdie feesmaal te mag eet. Here, ons vra nie hierdie, omdat ons dit verdien nie, maar slegs uit genade uit. Amen. Vriende, daar waar ook al jy mag gaan, daar waar jy spore laat, weet net, deur God die Vader, sy Seun en die Heilige Gees, is dit Immanuel, God in ons. Want die Here Jesus Christus bly getrou in die verlede, in die toekoms en in die Here. En met dit as 'n belofte sal die Here jou seën en beskerm. Die Here is elke tree van hierdie geloofsreis saam met jou.
Want so mag ons dit vier, want ons daagliks in sy genade mag wandel. Gaan dan en wees getuies en verkondig die goeie nuus.